Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is natuurlik besig met die boek Kolossense en vandag gaan ons gesels van Kolossense 1 vers 9 tot daar by einde vers 14. En ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad, want verlede week het ons gesels oor daardie inleiding gedeelte wat hy kom praat het oor jou identiteit wat in Christus is, nie wat ander mense van jou dink of sê nie, maar in Christus. En met jou identiteit in Christus, weet jy, dat soos wat hy sê, dit gaan oor jou geloof in Christus. As gevolg van jou geloof in Christus het jy 'n nuwe identiteit gekry. En dan gaan dit oor die volgende ding, is die liefde. Omdat daar geloof is, omdat ek hierdie identiteit het, ek die liefde gaan uitleef. En dan is die laaste ene, die hoop wat my dra. En al hierdie goed saam, is die vrug wat in my lewe voortbring. En die verskil wat dit maak as ek die evangelie versprei. So, al daardie goed het ons verlede week oor gesels en hierdie week gesels ons verder, wanneer Paulus ook verder sê, wat bid hy vir hulle, wat is sy gebed vir hulle. En voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dit is ook ons gebed vir hierdie week, dat hierdie woord vir ons sal oopbreek, verstaanbaar sal maak, Here. Praat met ons uit die boek Kolossense uit, kosbare woord wat van U afkom, en ons bid dat dit ook 'n impak sal maak in ons lewens. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ouder gewoonte, die teks verskyn, die 83 vertaling verskyn daar op jou skerm, so kyk gerus daarna of volg in jou eie Bybel. Ons lees van vers 9 af. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, né? Want onthou, Paulus het nie self hierdie gemeente gestig nie, maar hy het gehoor, toe Epafras waarskynlik ons nou vir hom kom kuier het, hoor hy van die gemeente, en kyk wat sê hy, dit het net 'n liefde vir die medegelowiges, dit wat hy gesê het in die vorige ene, van die liefde vir die gelowiges, moet in jou na vore kom. So, dit wat hy sê, is dit wat hy doen ook. Hy sê, vandat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie, by God in te tree nie, julle aan die Here op te dra nie. Ons vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, né? Weer eens die rol van die Heilige Gees. Onthou, Paulus maak baie gebruik van die Heilige Gees, en ou kan na 'n boek soos Romeine gaan kyk, Romeine 8, hoe baie Paulus daaroor praat, maar ook in die ander geskrifte, wat hy geskryf het. Maar hy sê dat die Heilige Gees jou sal help, dat jy God se wil duidelik sal laat ken. En dis belangrik, God se wil, né? Hoekom? Sodat jy tot eer van die Here sal lewe, deur te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra, deur goeie werke, en toeneem in kennis van God. Hy bid sulke mooi goed, en dit gaan nog aan, en ons gaan nou daaroor verder gesels. Maar hy sê, en hy begin, en hy sê vir hulle, ek wat Paulus is, weet jy wat is my belangrik? Is dat jy gaan uitvind wat God se wil is, né? En as jy uitvind wat God se wil is, dan kan jy binne daardie wil van God beweeg. En ek dink een van die belangrikste goed wat God se wil is, dat jy in verhouding met hom moet leef. Dat jy eintlik as dit ware in 'n liefdesverhouding met hom moet staan, en vanuit daai verhouding uit, gaan hy deur die werking van die Heilige Gees, sy wil aan jou openbaar. So baie keer vra ons vir die Here, wat is die wil vir my lewe? En dan kan ons baie keer selfsugtig wees daaroor. Maar ek dink is belangriker om te sê, Here, U wil, weet ek, is om in 'n verhouding met U te leef. En vanuit daai verhouding uit, groei daar 'n sensitiwiteit om te sê, Here, lei my op U pad, nie op my pad nie, maar op U pad, daar waar U reeds besig is om te werk. Gebruik my maar daar waar U werk. En as mens mooi daarna kyk, daar's 'n klemverskywing tussen, Here, wat moet ek nou doen? Tussen, Here, waarmee is U besig, want ek wil daarby inskakel.
en ek doen dit vanuit die verhouding uit. En in hierdie verhouding, om God se wil te kry, is om hom beter te leer ken, en dan word dit eintlik soos 'n spons wat water opsuig, dat ek alles van hom inkry, sodat ek dit weer in die wêreld, as jy daai spons weer gaan uitdruk, in die wêreld kan uitdruk. Want hy sê, sodat julle, vers 10 sê hy, sodat julle tot eer van die Here sal lewe. Nie ter wille van jouself nie, maar tot eer van die Here sal lewe. So hy sê vir hierdie klein gemeente, julle moet tot eer van die Here leef. Julle sou 'n klein gemeentetjie, maar doen dit want dit maak 'n verskil. Tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Nie soos wat jy dink nie, maar wat die Here van jou vra. En ek dink so baie gelowiges is besig met hulle eie agendas en nie met die Here se agenda nie. Ons moet met die Here se agenda besig wees. En dit vra dat jy naby hom moet wandel, dat jy gehoorsaam aan hom moet wees, sodat jy sy agenda kan hoor en daarby kan inskakel. Hy gaan verder aan en hy sê, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Weereens sê hy vir hulle, ek wil hê julle moet vrug dra, daar moet jou lewenswyse moet anders te wees, as Christus in jou lewe is, as dit jou identiteit is, dan moet jy vrug dra. Dit laat my dink aan daai gedeelte in Johannes 15, wat sê dat hy is die wingerdstok, ons is die lote, en omdat ons aan hom vas is, daarom dra ons vrug. Omdat ek aan Christus gehoorsaam is, daarom dra ek vrug. So, en kyk wat sê hy, mag julle vrugte dra deur goeie werke. So ek moet 'n impak maak in die lewe. Ek kan nie net sê ek behoort aan Christus nie, alles kan nie net kopkennis wees nie, maar ek moet gaan leef in die wêreld daar buite, om 'n impak te maak. En mag ek toeneem in die kennis van God, want ons het gesê, wat is God se wil? Hy wil in 'n liefdesverhouding met jou staan. Mag jy toeneem in daardie kennis, mag jy toeneem in die liefdesverhouding, want in daardie verhouding, as jy in 'n verhouding met hom staan, dan leer jy hom beter ken, jy leer sy karakter beter ken, en dan leef jy dit uit, want dit is hy wat deur jou werk, deur die Heilige Gees. Maar dis nie waar dit stop nie, hy gaan dan aan, hy sê, vers 11, mag God deur sy wonderbare krag, hy praat in die Grieks van hierdie dynamuskrag, soos 'n dynamo wat opgewek word, julle alles sterkte gee. So dis nie net, God sê nie net, jy weet, probeer hard dit nie, maar hy sê, ek sal vir jou krag gee, sodat jy in hierdie wêreld kan aangaan, en 'n geestelike verskil kan maak. So ek sal eintlik vir jou 'n soort van 'n geestelike uithou vermoë gee in hierdie wêreld, sodat jy kan vrug dra. Maar as jy aan my vas is, dan gee ek dit vir jou. So dit is nie net fisiese krag nie, maar krag wanneer jy moeg is, wanneer jy teleurgesteld is, wanneer jy eenvoudig net wil opgee, is krag om te bly staan in hierdie wêreld. Dit is wat hy vir jou wil gee. En hy sê vir jou, dat julle, mag God deur sy wonderbare krag, julle alle sterkte gee, in alle opsigte, nie net in sekere opsigte, alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te bly volhard in hulle omstandighede, waar dit moeilik was, waar daar dwaalleraars was, dan sê hy, mag God vir jou in elke opsig, dit wat jy nodig het, mag hy dit vir jou gee, mag sy krag heeltyd in jou opgewek word, in elke situasie waar jy dit nodig het, om te bly volhard, om aan te gaan, en nie moed te verloor nie. Vers 12, met blydskap, moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan hierdie erfenis, wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. So, sê vir die Here dankie, vir hierdie erfenis, vir die hoop wat in julle is, vir die hemel wat in bewaring gehou word vir jou, soos wat ons verlede week vir mekaar gesê het. Hy sê, doen dit, sê vir die Here dankie daaroor, want hy het dit vir jou reeds voorberei. En onthou wat sê 1 Petrus, hy bewaar jou ook. Dis hoekom hy vir jou krag gee, sodat jy kan aangaan.
Dis hoekom Paulus vir jou bid, dat jy in kennis van God sal groei ook. Vers 13 kom sê hy vir jou wat het met jou gebeur. Hy sê vir jou, jy is nie sommer net enige iemand nie. Hoe het jy daai identiteit as gelowige gekry? Hy sê vir jou, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk. So hy het gekom met sy heerskappy, en hy het die autoriteit, hy het die mag, om jou vanuit die koninkryk van die wêreld uit weg te ruk, en jou onder sy heerskappy te plaas, né? Onder die heerskappy van wie? Hy sê van die seun wat hy lief het. God het dit kom doen, die almagtige God. Deur sy seun het ons die verlossing gekry. So God het die kapasiteit, hy gee die vermoë vir Jesus Christus. Jesus Christus kom en hy red ons daarvan. Deur die kruis, deur die opstanding, het dit met my en jou gebeur, en is jy nie meer 'n kind van die wêreld nie, jy is 'n koninkrykskind, jy is 'n erfgenaam, so jou identiteit het dus verander. Deur die seun het ons verlossing gekry, né? Het hy jou kom vrymaak van jou foute, hy het jou kom vrymaak van jou verlede, hy het jou kom vrymaak van alles wat jou vasgehou het, né? Want daardie sonde wat hy ons van losgemaak het, sluit in skaamte, vrees, verslawing, jou identiteit wat jy verloor het. So hy het jou nie net vergewe nie, maar het jou gevat en oorgeplaas binne sy koninkryk, en jou sy kind gemaak, en gesê, nou behoort jy aan my, nou gaan ek op 'n ander manier vir jou sorg. Goed, en dan sê hy vir jou, weet, dis die vergewing van sondes wat ek vir jou gee. So hy maak jou volkome, hy kom maak jou volkome vry. Hy kyk na jou anderste, God kyk nou anderste na jou. Hy kyk deur die verlossingsdaad van Jesus, kyk hy na jou. So my vraag, miskien vandag aan jou is, as Paulus kom, en hy sê, ek bid vir julle, maar ek bid vir spesifieke goed, ek bid vir jou, dat jy die wil van God sal ken, en onder andere om in verhouding met God te leer, om sy krag te ervaar, om deur hom te leef, tot sy eer te leef, en dat ons sal toeneem in kennis van hom, ons werke sal toeneem, dat ons sal geduldig bly volhard, soos 'n klomp goed wat hy vir ons sê, en hy sê vir ons, onthou jy is verlos, jy is nie meer deel van die wêreld nie. Dis my vraag aan jou, leef jy asof jy in die duisternis is, of iemand van die lig? Leef jy asof hierdie goed 'n realiteit is in jou lewe? Probeer jy uit jou eie uit sterk wees? Vertrou ek op God se krag? Glo jy dat jy regtig vergewe is? Of sukkel jy om jouself te vergewe, terwyl dit hier staan? Want dis goed wat jou gaan terughou. En hy sê, maar hierdie goed het reeds met jou gebeur. Want jy is nie meer wie jy was nie. Jy is nie meer 'n gevangene nie, jy is nie meer vasgevang nie, jy is nie meer verlore nie. Jy is gered, jy is vergewe, jy is vry, jy is 'n kind van God. So daarom vra hy hierdie gedeelte vir ons. Ek en jy moet lewe soos iemand wat uit die duisternis geroep is na die wonderbaarlike lig toe. En dat ons uit dankbaarheid moet leef. En Paulus sê, as ek aan julle dink, dan bid ek daarvoor. En dis ook my gebed aan jou vandag. Dit wat hy hierso bid van vers 9 af, tot en met vers 14, dat dit 'n realiteit sal wees in jou lewe, en dat jy dit sal ervaar, en mag God in sy genade en oorvloed ryklik in jou behoeftes voorsien. En gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en laat toe dat die Heilige Gees jou bedien, dat die Heilige Gees met jou praat en met jou werk, sodat hierdie volheid van wie jy is, werklik waar na vore kan kom. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir alles wat U vir ons gegee het. Dankie vir die krag. Dankie vir vryspraak. Dankie dat U ons kom red het. Dankie dat ons deur die Heilige Gees kan werk en kan vrug dra. Dankie dat U ons geskik gemaak het vir hierdie erfenis wat daar vir ons bewaar word. Here, ek bid vir elkeen wat luister na hierdie woord, na hierdie boodskap, dat U deur hulle sal werk, en dat U met hulle besig sal wees, dat U hulle identiteit sal vorm, dat hulle U krag sal ervaar, Heilige Gees, dat
dat hulle self sal oopstel vir u werking. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy 'n geseënde week sal hê en dat dit wat Paulus vir ons bid hier van vers 9 af tot vers 14, dat dit waar sal wees in jou lewe. En as die Here wil, gesels ons volgende week verder. Groete.